Ons wat sê ons is lief, en ons wat sê, die Here jou God sê dat jy hom moet lief hê en jou naaste soos jouself, en is die laaste deel, wat die moeilike deel is, want dis ook die deel wat ons moet surrender. Jou naaste lief hê soos jouself. Dis nie maklik nie, as jy dalk daar nie vir my skyf dalk kan opsit. 'n radikale Jesus, ons is by deel 2, as dit moeilik raak, om lief te hê. Ek gaan nou nie eers vra dat enigiemand hulle hande opsteek nie, maar partykeer raak dit moeilik om jou man of jou vrou lief te hê. Ek weet, I know. Partykeer raak dit moeilik om jou kinders lief te hê. Partykeer raak dit moeilik om die Here lief te hê. Dit raak moeilik. Raak partykeer voel dit asof jy die teen die plafonne en teen die mure vasbyt. Dit raak partykeer moeilik net om lief te hê oor die algemeen. Partykeer gebeur dit ook so met ons hier in ons harte dat ons so koud en so dood raak, dat jy voel, jy kan nie meer lief hê. Dis moeilik om enigstens lief te hê. I surrender all. Mag die Heilige Gees vanoggend, as jy hier sit en jy voel op die een of ander manier so, mag die Heilige Gees vir jou kom aanraak, en vir jou kom nuut maak, die radikale Jesus wat lewens radikaal verander, mag hy vanoggend aan jou lewe radikaal kom verander. En ons tema vanoggend, as dit moeilik raak om lief te hê, en ons begin met die radikale Jesus. As ons in die Nuwe Testament oopmaak, dan dink ons partykeer wat Jesus eintlik van ons vra is om 'n klomp slaansakke te wees. Ons moet nou maar net sê ja en okay en sorry en jammer, alles is okay. En mense kan sommer maar net ons verniel, soos wat hulle wil. En as jy regtig 'n opregte Christelike gelowige is, dan moet jy bereid wees om 'n slaansak te wees. Jy moet maar net die ander wang kan draai. Jy moet maar net bereid wees dat mense op jou trap. Dis die gedagte wat ons het wanneer ons baie keer die Nuwe Testament oopmaak. Is dit nie so nie, Tannie Edith? Dat ons baie keer ons moet ons ander wang draai, ons slaansakke. Dit is hoe dit voel baie keer. Matteus 5 vers 38 tot 42 praat nou juis hier oor vanoggend hierdie radikale Jesus. 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, het ek altyd vir my sussie gesê toe ek klein was. Ja, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir tand. Jy het my toffie gesteel, ek sal 2 van jou toffies vat. 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Matteus 5 vers 38 tot 42. Jesus is hier besig met die bergrede en hy sê dan, julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Nou hoe dit gewerk het in die Ou Testament in Levitikus en Deuteronomium het hierdie reëls gegeld. As iemand jou skade aangedoen het, dan kan jy hom dieselfde tipe skade aandoen. Dis hoe dit gewerk het in die Ou Testament en dit is wat Jesus radikaal maak wanneer hy hier sê, julle het gehoor, want hy sê, hy verwys na die Jode, julle ken mos die wet. Julle weet mos wat daar in die geskrifte staan. Julle weet mos dat daar gesê word 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Julle ken dit. En dan sê Jesus vir hulle iets anders. Julle het gehoor dat dit gesê is. Julle is so groot gemaak. Amper is ons Afrikaners, ons is geset in ons manier. Dis ons manier. Maar wat hier gebeur het, en daarom sit ek aan die onderkant 'n huis verwys. Wat in hierdie omstandighede gebeur het is, as iemand jou met 'n vuis slaan, dan het hulle sommer jou huis afgebrand. Dis die tipe radikale goed wat begin gebeur het in Jesus se tyd. Hulle het hierdie oog vir oog en 'n tand vir 'n tand wet totaal en al misbruik. So as iemand jou met 'n vuis geslaan het, dan van die mense sommer gegaan en hulle huise gaan afbrand. En daarom sê Jesus, julle het gehoor dat daar gesê is in die Ou Testament in julle geskrifte 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle iets anders. En dan gaan hy verder, ons gaan gou vinnig deur hierdie skrifgedeelte wat net 4 verse is lees, en dan kom ons terug. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Joe, dit klink of ons Christelike gelowige slaansakke is. 'n Man, wat smaal jy so?
Dit moet Renier gereeld die ander wang draai. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Dan sê Jesus die volgende, hy sê, as iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou broekleed. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer ver. Net tot so ver. Net daai 4 versies. En die opskrif in jou Nuwe Testament, Matteus 5 vers 38, staan daar vergelding. Onthou, daar was nou nie opskrifte in die geskrifte oorspronklik nie, ons het dit bygesit. En hierdie gedeelte gaan oor vergelding. Nou klink dit asof Jesus vra van ons om 'n klompie slaansakke te wees. 'n Oog vir 'n oog. Jesus sê, verander dit. Ek sê vir iets anders. Nou het ek waar is my vriende? Ek het iemand nodig. Wie gaan saam met my werk vanmôre? Tannie Tirs. Want Tannie Tirs om vir my saam met my werk vanmôre. Kom, ek soek 'n slaansak. Want die Nuwe Testament laat, wanneer ek hierso lees, dan klink dit vir my asof ons as gelowiges net slaansakke behoort te wees. Ons behoort maar net die ander wang te draai en al hierdie tipe van goed. Ons moet maar net hierdie softies wees, as ek dit in eenvoudige taal kan stel. Nou, let asseblief op hierdie vers. As iemand jou op die regter wang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As ek klap, wat regterhands is, en meeste van ons is regterhands, en ek klap vir Tannie Ters, dan gaan jy nie, ek wens ek kon, partykeer wens ek kon, en ek weet sy sal vraggies terugklap, sy sal. Nou as ek wat regterhands is, en die meeste van ons is regterhands, vir Tannie Tersia klap, op wat sy wang gaan ek haar slaan? Op die linkerhand, dankie Shimi, op die linkerhand. So Jesus praat hier van 'n spesifieke klap. Wie kan vir my sê, as hy sê, as iemand jou op die regterwang slaan, vir my om jou op die regterwang te slaan, hoe moet ek jou klap? Ek moet jou 'n backhand gee. So Jesus sê hier's pertinent as iemand jou op die regterwang slaan. En dit is 'n spesifieke klap wat hulle in daardie tyd uitgedeel het. So as jy jou slaaf geslaan het om hom of haar te verneder, of 'n Romeinse soldaat het jou geklap, sou hulle jou nooit 'n gewone klap gegee het nie, want dis op die linkerwang. Hulle sal jou altyd 'n backhand gegee het. Ek weet nie wie van julle het al op die flieks gesien, dat 'n Romeinse soldaat so met die linkerhand 'n backhand klap gee nie. Dis 'n spesifieke klap. Dis nie net 'n normale klap nie. So, jy word op jou regterwang geklap met 'n backhand. Daai tipe klap verneder jou. Dit wys vir die wêreld, dit wys aan 'n slaaf of 'n burger dat jy word verneder. 'n Gewone klap is 'n gewone klap. Dis wanneer ons beklei. Net van die dames ken daai klap. Maar in die Romeinse ryk in daardie tyd praat Jesus spesifiek as iemand jou op die regterwang slaan. So dit verwys na 'n backhand klap om jou te verneder. Nou, Tannie Ters, ek klap jou 'n backhand, kom ons sê, sap dalk bietjie lekker gewees het, maar nie te Maar ek slaan jou nou met 'n backhand. Waartoe draai jou wang? Goed. So jou wang draai daai kant toe. Nou sê Jesus, draai ook die ander wang. En ons dink nou, slaat my daar. Dis nie waarna Jesus verwys nie. Ek slaan jou met die linkerhand, ek gee vir jou backhand, jy draai jou wang daai kant. Wat sê Jesus? Draai ook jou ander wang. Draai jou wang heeltemal so toe. Kan ek haar met 'n backhand nou weer op die wang slaan? Nee. Dankie Tannie Ters. Dankie. Jy kan maar. Ons gedagte, ons dink hier dat wanneer Jesus sê, draai die ander wang, dan beteken dit ons moet net slaansakke wees. Die oomblik toe Tannie Ters haar ander wang draai, is daar nie meer 'n wang om raak te slaan nie. Wat sê Jesus? Wees slim. Wees wys. Jy moet jou opponent kan uitoorlê met wysheid sonder om dieselfde geweld te gebruik.
Die oomblik wanneer jou ander wang draai, is daar nie meer vir iemand wat jou wil verneder in daardie tyd 'n wang raak te slaan nie. Dis interessant, is dit nie? Dis ongelooflik interessant. So Jesus sê nie in hierdie teksgedeelte, in hierdie versie, as jy nog altyd ons so geïnterpreteer het, dat jy net 'n slaansak moet wees. As iemand my slaan, dan moet ek maar net weer die ander wang draai, laat my maar weer slaan en weer slaan, is nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, uitoorlê jou vyand met wysheid, sonder om die geweld te gebruik, wat hy nou net gebruik, of sy nou net gebruik het. Dis wat Jesus sê. Hy sê nie, ons as gelowiges behoort slaansakke te wees nie. Hy sê, dink, die liewe Heer het vir ons gesonde verstand gegee. Uitoorlê jou vyand sonder geweld. Dis die interpretasie, die korrekte, histories-kritiese interpretasie van hierdie gedeelte. Dan, die volgende gedeelte, as iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. Nou baie keer het dit so gebeur dat jy in skuld was, en dan kan iemand selfs jou klere van jou eis. Jou klere van jou eis. Klein boere in daardie tyd het ongelooflik swaar gekry onder die belasting van die Romeinse Ryk. En die Joodse sinagoge, die tempelowerhede, het gekyk dat jy goed belas word. Dit was hulle verantwoordelikheid om seker te maak dat die Jode goed belas word, want hulle moet hierdie belasting weer aan die Romeinse Ryk oorbetaal. So wanneer jy 'n goeie oes gehad het as 'n klein boer, dan het hulle gekom om jou belasting te neem. En as hulle sien jy het 'n goeie oes gehad het, dan belas hulle jou op hulle eie persentasie. Daar was nie 'n persentasie nie, hulle het jou belas soveel so dat daar net genoeg is vir jou om mee te oorleef. En dan 'n rukkie daarna, dan kom hulle weer terug en kyk hulle, okay, dit gaan dalk 'n bietjie te goed met jou, dan belas hulle jou vir 'n tweede keer. Soveel so dat jy nou nie meer genoeg het om van te oorleef nie. Wat moet jy dan doen? Wat doen 'n boer as hy in die moeilikheid is en hy het nie meer kos nie, hy het nie saad en kunsmis vir volgende jaar nie, wat moet hy doen? Hy moet 'n lening aangaan. Waar maak hy hierdie lening aan? By dieselfde mense wat hom belas. Wat gebeur op die einde van die dag? Hy kan nie sy skuld terugbetaal nie en hy verloor sy grond. So hierdie Romeinse empire, hierdie empire gebou deur mense uit te byt. Nou hierdie gedeelte, as iemand jou hof toe wil vat om selfs jou onderklere te eis, dis wat gebeur het. Nou verloor hierdie boer omtrent alles. Soveel so dat hy nou in die hof moet gaan staan en sê, hoe gaan hy sy skuld terugbetaal? Dan sê Jesus, as iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, selfs jou klere aan jou lyf, gee aan hom ook jou boklere. Nou dink ons hier, ons moet alles net weggee. Ons is weer eens in hierdie stukkie teks, is ons weer eens die slaansakke. Ons is dit nie. Dink mooi. As iemand jou toe wil hof toe vat en jou onderklere eis, gee ook vir hom jou boklere. Wat gaan gebeur dan die tersia as ek vir hom my onderklere en my boklere gee? Ek staan kaal in die hof. In daardie tyd om kaal te staan in die publiek, redelik soos vandag, maar dit gebeur maar nog steeds, was 'n groot skande. As jy besluit het om jou bookleed ook te gee, wat maak jy? Jy maak die persoon wat jou aangekla het en by jou eis skuldig van jou naaktheid. Dan maak jy hom net so skuldig van jou naaktheid as wat jy daar staan. Daarom sê Jesus, as hy jou onderkleed vra, gee selfs hom jou bookleed. Baie wys. Dis die radikale Jesus. Hy maak dat jy sê, as jy my onderklere wil hê, is fyn. Ek gaan jy my boklere ook vir jou gee, want dan staan jy skuldig, jy is verantwoordelik vir die feit dat ek nou hier naak staan. Gee ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra vir hom dit 2 kilometer. Nou klink dit weer. Ons moet dan maar net hierdie mindere wees, ons moet dan maar net slaansakke van die samelewing wees. Hier is 'n ongelooflike mooi
gedeelte. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Nou die Romeinse wet het die volgende bepaal. 'n Romeinse soldaat mag jou dwing om sy goed vir hom te dra. Aan enige burger, veral 'n Jood, mag hy jou dwing om sy goed vir 'n kilometer te dra, maar nie meer as 'n kilometer nie. Dis wat die wet bepaal het. Nie meer as 'n kilometer nie. Die oomblik wanneer Jesus dan sê, dra dit vir hom 2 kilometer, wat doen jy? Jy sit onmiddellik daai soldaat in die moeilikheid. As enige iemand sê, sien, jy dra sy goed vir verder as 2 kilometer, wie is in die moeilikheid? Jy of hy? Die Romeinse soldaat. Daarom is hier nie 'n boks sak tekste nie. Dis nie boksak tekste nie. Dat ons boksakke is wat mense kan slaan nie. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra dit 2 kilometer, dan gaan jy hom in vernedering bring. Dan gaan jy hom in die moeilikheid bring, want hy is besig om die Romeinse wet te verbreek. So Jesus sê nie hier, ons moet slaansakke wees vir die samelewing nie. Hy sê, wees wys, soos God wys is, wees wys soos ek wys is, en veg onreg met wysheid, sonder om geweld te gebruik. Dan die die laaste ene. Ja, kom weer. Jy kan dan nog 'n paaseier kry. Hier is dan nog 'n paar vir jou. Jesus leer ons om onreg te veg met wysheid en sonder om geweld te gebruik. Mag hierdie vir jou vanoggend so 'n enorme ontdekking wees oor die skrif wat ons so gereeld lees en so min verstaan. En dis waarom ek die voorreg gehad het om teologie te gaan studeer, is om hierdie ontdekkings te doen, en ek deel dit graag met julle. So wat Jesus nou eintlik sê, hanteer konflik met wysheid. Ontlont sonder om geweld te gebruik. Ontlont 'n situasie sonder om geweld te gebruik. Ontlont 'n situasie sonder om noodwendig baie te sê. Dis die nie gewelddadige Jesus wat tog veg vir geregtigheid en 'n nuwe koninkryk aankondig. Wanneer Jesus sê die koninkryk het gekom, dan praat hy van hierdie tipe koninkryk. Daar waar julle gewoonlik vir mekaar slat. Ek is slimmer as jy, ek sal my ander wang draai. As jy vir my vra om jou goed 'n kilometer ver te dra, dan sal ek dit vir jou 2 kilometer ver dra. Jy sal die een met die rooi gesig wees. Hou vas. So, die Romeinse ryk het so gewerk. Jy sal die heeltyd in die status quo, die gewone normale alledaagse lewe, sal dit die heeltyd hierdie fight wees vir oorlewing. Dit sal die heeltyd hierdie woordewisseling wees. Ons trek met mekaar. Ons trek die heeltyd met mekaar. En dit is hoe dit was. Ons het beklei. En dan sê Jesus, moenie 'n slaansak wees nie. Ons trek in woordewisselings en met goed wat met ons gebeur as gelowiges, en dan los. Wees jy die slim een om te weet, as hy nou bietjie jonger was en sy het nou bietjie harder getrek en sy dalk geval. Wees jy die slim een om te weet wanneer dit is om te los. Wanneer dit is jou tydspreking, dankie Tannie Ters. Ek kan maar nog eenetjie kry, hoor. Wees jy die slim een om te weet wanneer om te los. Wees jy die slim een om te weet wanneer om jou wang te draai. Wees jy die slim een om te weet wanneer om 2 kilometer ver te stap met goed. Wees jy die slim een om jou boekleed ook te gee as iemand jou onderkleed vra. Dis wat Jesus sê wanneer hy praat oor vergelding. Hy sê nie ons is gelowige slaansakke en ons moet sommer net alles so aanvaar nie. Dis glad nie wat Jesus vir ons leer nie. Dis die radikale Jesus.
En ek hoop jy het vanoggend iets van die radikale Jesus ontdek. Hy sê nie, staan stil nie, hy sê nie, word geboelie nie. As a matter of fact, was hy anti-boelie, soos wat ek laasweek gesê het. Nou, ons tweede gedeelte van ons tema is, dis soms moeilik om lief te hê. Tannie Ters, is jy altyd lief vir oom Tos? Nee, oom Tos, is jy altyd lief vir haar? Altyd, hoor, ek het gedink. Ek het geweet, dis wat hy gaan antwoord. Liefde klink eenvoudig, maar totdat mense betrokke raak. Want dis die tipe van goed waardeur Jesus en die Jode en almal in sy samelewing moes deurgaan. Hierdie boere het hulle grond verloor, hulle het hulle besittings verloor. Hulle het op die einde van die dag dagloners geword vir dagloon, waar hulle eers boere was, moes hulle nou vir 'n minimumloon gaan werk, want die regering van hulle tyd was wys en slim genoeg om hulle uit te byt op so 'n manier. Liefde klink eenvoudig totdat mense betrokke raak. Partykeer dink ek, wanneer ek oor die lewe dink, dan dink ek hou nogal van die lewe. Ek sukkel net met mense. Ek hou nogal van die lewe, is nie te bad nie. Maar wat hierdie lewe moeilik maak, wat hierdie lewe partykeer sy meeste uitdagings bring, is mense. So, ek hou van lewe, ek hou van die lewe, maar ek sukkel met mense, want wanneer mense betrokke raak, dan raak dit ingewikkeld. Op papier is liefde maklik. As ons nou 'n paar sinnetjies moet skryf oor die liefde, 1 Korintiërs 13, en ons lees op soveel plekke, en daar's soveel digters, mense wat digkuns skryf oor die liefde, hoeveel liedjies, ek dink seker omtrent 90% van alle liedjies wat jy op jou radio luister en op jou foon luister, gaan tog oor die liefde. Alles klink so maklik op papier. In teorie is liefde beautiful. Maar in werklikheid is liefde meer ingewikkeld. Hoekom is liefde meer ingewikkeld? Hoekom is liefde meer ingewikkeld? Want mense is ingewikkeld. Mense is ingewikkeld. Ons leef baie keer in hierdie Hollywood verwagting. En baie van ons het as kinders seer gekry, want jy het hierdie Hollywood verwagting gehad van liefde. Ek gaan heel eerste persoon wat ek in my lewe ontmoet, gaan my high school sweetheart wees, en ek gaan vir die res van die lewe van my lewe happily ever after. Totdat die realiteit van die lewe jou vierkantig tussen die oë tref. Want mense is meer ingewikkeld as wat ons dink. En dit maak liefde so ingewikkeld. Dink vir 'n oomblik hieroor. Die werklikheid is dat liefde ingewikkeld is. En wanneer Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, en jou naaste soos jouself, en dan sê hy selfs verder, jy moet jou vyand lief hê. Dan klink dit vir ons amper onmoontlik. Ons sukkel partykeer om net die mense in ons huis lief te hê. Wat nou nog van jou vyand? Jesus kom met hierdie een groot opdrag. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Dit klink mooi, maar dit is radikaal moeilik. Dit is radikaal moeilik om dit reg te kry. En nou is dit ons baie keer met hierdie tipe van 'n airy-fairy tipe van geloof, dat ja, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself, en dan kom Jesus nog en hy sê, jy moet jou vyand ook lief hê, en dan sê dit soos, is dit in pas met die realiteit en met die werklikheid van geloof? Is dit in pas met die werklikheid van alledaagse lewe? Nee, nie vir my nie, dalk kry jy dit reg. Nie vir my nie, vir my is dit soms baie moeilik.
So, Jesus kom met hierdie een groot opdrag en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en jou naaste, soos jouself, sit Jesus dan nou by. Waar kom hierdie eerste gedeelte vandaan? Deuteronomium 6 vers 4 en 4 tot 5. Jy moet die Here jou, luister Israel, God is die enigste, en jy moet hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Dit kom uit Deuteronomium uit, so almal ken dit. En Jesus kom en hy sit by, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En later sit hy ook jou vyand by. Hoe doen ons dit? Hoe kry ons dit reg om hierdie groot opdrag uit te leef? Het klink mooi. Het klink so flamboyant. Hoe kry ons dit reg? Dis die groot vraag. Hoe kry ons dit reg? Wat is dit wat Jesus ons vanoggend wil leer? Elke liewe keer gaan hy terug na die basics. Wat is die basics? Dis die Shema. Dis die gedeelte wat ek nou net opgesê het. Dis die Shema. Die Jode bid hom elke oggend en elke aand. Selfs vandag nog. Elke oggend en elke aand bid die Jode dit. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Dis die een gebed wat hulle elke liewe oggend en elke liewe aand opsê. Dis die Shema. Jesus gaan terug na waar alles begin het. En in hierdie gee hy vir ons die bietjie raad, wanneer hy sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself, en jy moet jou vyand ook naderhand lief hê. Begin Jesus eers heel in die begin. Nou die Shema is iets wat elke dag gebeur. Die Shema is soos 'n kompas. Wie weet hoe werk 'n kompas? Sam, weet jy hoe werk 'n kompas? So halfpad, is baie eenvoudig eintlik, jy sit hom net so neer, en dan wys hy vir jou waar is noord, waar is suid, waar is wes en waar is oos. Sê die kompas vir jou, hoe die pad gaan lyk noord toe? Nee. Die kompas, wat die Shema is, sê nie vir jou, hoe gaan die pad lyk nie, hy sê net vir jou waar is noord. En dit is waaroor die Shema gaan. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en al jou krag. Dis die kompas. Dit sê nie, die pad gaan rooskleurig wees nie. Dit sê eenvoudig, dis waar noord is. Waar is hierdie noord? Hierdie noord is God. Die Shema, wat die Jode regkry om elke oggend te bid, en baie van hulle met ongelooflike toewyding, kry dit reg om dit die eerste ding in elke môre van hulle lewens te doen, en voordat hulle gaan slaap, is dit die laaste ding wat hulle sê, is die Shema. Ek ben nou bieg. Ek moet sê, watter een van hierdie twee tel ek eerste op in die môre? Dan gaan ek vir julle onoorwonne sê, die. En dit is ons probleem. Dit is ons probleem. Ons hoef nie die hele Bybel in elke oggend op deur te lees nie. Maar Jesus gee vir ons hier die een groot kripnout. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, dan sal dit veel makliker wees om jou naaste lief te hê. Dan sal dit makliker wees. Dan sal dit moontliker wees. Nie vanselfsprekend nie, maar dit gaan makliker wees. Dis hoe die Shema werk. Dis die kernbeginsel wat Jesus vir ons leer oor liefde. As ons nie die eerste ene kan regkry nie, kan ons nie die ander regkry nie. As ons nie eers vir God lief het en
met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krag nie. Dit vra nie emosie nie. Dit vra getrouheid. God soek getrouheid. Dis al. God wil sien, maar ek is vir Johannes, ek is vir oom Johan, ek is vir Philip, ek is vir hulle die belangrikste. Elke oggend is ek die eerste ding wat hulle doen. En hierdie gaan nou nie oor, dit moet nou van self kom nie. Dit vra net 'n bietjie getrouheid. Dit vra 'n gedagteskuif. Om Deuteronomium 6 vers 4 tot 6 op te sê in die oggend. En dit met jou hart te bedoel. Vat letterlik 10 sekondes van ons lewens. Om so ingestel te wees. Dit vra vir ons om ons routines te verander. Dit vra nie dat ons nou magically alles los en net aan God dink die eerste ding in die môre nie. Dis nie realiteit nie. Dit vra vir ons dat ons God eerste sal lief hê en dan ander mense. Nou hier is die probleem. Baie van ons het hierdie ouetjie liewer as baie ander mense. Baie van ons het geld liewer as God. Ons lewe in 'n tyd waar daar baie afgode is en ons besef dit nie. Facebook is een van ons afgode. En ek het dit al gesê, as ek is skuldig myself hieraan as ek soveel tyd spandeer om my Bybel te lees as wat ek op Facebook scroll, sal dinge dalk 'n bietjie anders lyk. Die Here vra net 'n bietjie getrouheid. Nou hier's, en ek sluit hiermee af vanoggend, vir wie is jy liewer as vir God? Is jy liewer vir jou man, of vir jou vrou, of vir jou boyfriend, of vir jou girlfriend? Of jou bankrekening? As vir God. En dis al wat hy vra. Wees net eers lief vir my. Dan sal al hierdie ander goed waaroor jy so worry, sal dit sekondêre goed in jou lewe word. Wees net eers lief vir my. Met jou hele hart, alles hier binne jou, met jou hele siel, wat sê die woord, wat beteken die woord siel? My verstand. Siel is verstand. En met al my krag. Ek het die Here lief bo alles. En dis die een ding wat ek vanoggend kan sê, wat my lewe kom red het. My lewe kom red het, toe ek in die diepste van putte was. Dis die dag toe ek die Here begin lief hê, meer as enigiets anders. Meer as my vrou, meer as my kinders, meer as my bankbalans waar daar niks was nie, meer as enigiets in hierdie wêreld. Toe die Here en Jesus wat radikaal is, my lewe kom radikaal verander. Jesus Christus gee vir ons die kripnotes. Hy sê vir ons waar om te begin. Vir die res om beter te loop. Maar ons steur ons nie aan die Shema nie. God is baie keer sekondêr of derde of vierde of Here is maar saam met my, dit weet ek. Here is lief vir my, ek weet dit. En ons weet dit als. Daar was eendag, was daar hierdie man en hy het hierdie huis wat hy nou al geërf het, hierdie huis kom deur 3 generasies. En hy's mal oor hierdie huis, hy bly lekker in hierdie huis. Maar daar's 'n ontwikkelaar wat graag hierdie huis wil hê, want hierdie erfpors, hierdie erfgedeelte sou mooi insluit in hulle ontwikkeling. En hy kom na hierdie man toe wat die huis besit en hy sê vir hom, ek gee vir jou X bedrag, 'n belaglike bedrag vir hierdie huis. En hy sê vir hom, nee, ek gaan nie hierdie huis verkoop nie, dit was my oupa se huis, dit was my pa se huis, nou is dit my huis, ek is lief vir hierdie huis, ek gaan hom nie verkoop nie. Nie eers teen daai geld nie, dit klink baie aanloklik en dit klink ryk, hierdie bedragie klink regtig goed.
Ek kan seker vir my 'n beter huis gaan koop en nog klein geld hê en 'n klomp ander goed doen met die bedrag wat jy vir my wil gee, maar ek gaan hom nie verkoop nie. En so gaan 'n paar maande verby en klop hierdie ontwikkelaar gereeld in die deur. En dan stoot hy die prys net so bietjie op. Nog so 200.000, nog so 300.000. Stoot hy hom gereeld op en hy sê net hy bly nee sê. En is vir 'n hele lang ruk stil. En hier kom die ontwikkelaar eendag en hy klop weer in die deur. En hy sê vir hierdie man, ek hou van jou huis, dis hoekom ek hom wil koop. Maak hy asof hy van die huis hou. Ek hou van jou huis. Kan ek net een spyker wat in die muur is, in jou huis koop? Ek sal jou R100.000 gee, as ek net een spyker in jou sitkamer wat in die muur is. Ek sal hom kom inslaan, 'n lekker groot spyker. Ek wil hom net kom inslaan, ek sal jou R100.000 gee. Vir hierdie een spyker wat in jou sitkamer is. En hy sê, great, R100.000 vir 'n spyker. Daai kan vir my werk. En hy verkoop, dit is kontrak, en die kontrak sê net, die eiendom wat hierdie ontwikkelaar besit, is net hierdie spesifieke spyker in die sitkamer. En dat die ontwikkelaar toegang het tot hierdie spyker. So 2 weke daarna, toe kom die ontwikkelaar, stap hy in, hy klop, hy vra, kan hy gou na sy spyker toe gaan? Hy sê, yes, en hy sien na sy nuwe yskas, R100.000 het 'n paar goedjies gekoop, sy nuwe yskas en 'n paar goedjies. En hier in sy sak haal hy 'n sak uit en hy hang hom teen die muur aan die spyker. En in daai sak is vrot varkvleis. Dis sy spyker. Die kontrak sê hy kan met sy spyker doen net wat hy wil. En so begin die wurms uitloop, dit stink in die huis, en hy bel hierdie ontwikkelaar, hy sê vir hom, wat maak jy? Die hele huis is onleefbaar stink, die wurms lê op die matte, dit is chaos. Die ontwikkelaar sê vir hom, dis my spyker, ek kan met hom maak wat ek wil, jy het jou geld gekry. En so 2 weke daarna toe kom die ontwikkelaar terug en hy haal die sak af en hulle dink, sjoe, dis daarom nou beter, nou gaan dit beter gaan. En hy gaan gooi daai vrotsak daar agter op die bakkie, hy haal 'n nuwe sak uit met 'n varkbout en hy hang hom daarop. Dis sy spyker. Hy kan met hom maak net wat hy wil. So begin dit eers stink. En die maggots loop oor die matte. Dis ondraaglik vir die mense om in hierdie huis te bly. Soveel so, dat hulle op die einde van die dag, vir die helfte van die aanvanklike prys, hierdie huis net aan hom verkoop. Want hy was slim. Dis sy spyker. Ons huise is God in ons lewens. Wat se spykers hang ons hier op? Is God die huis in my hart wat ek skoon hou, sonder spykers, sonder enigiets anders? Is God die een wat die belangrikste is in my huis? Of hang ek 'n klomp spykers met goeders wat vrot? Luister Israel, ek is die Here en die enigste Here. Jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Amen. Kom ons bid saam.